Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Dit is 'n groot voorreg om op jou skerm te kan wees. Ek hoop dat dit met jou goed gaan daar waar jy vandag sit. Hierso terwyl die jaar 2025 ook besig is om uit te hardloop. Hier in Pretoria het die eerste reën geval en die jacarandas is in volle blom. Pretoria het sy persbaadjie aan en dit lyk baie mooi in ons omgewing. En ek hoop dat jy vandag vir 'n paar oomblikke soos wat ons nou hier aanlyn ontmoet, net kan stil word voor die Here en dat jy geleentheid het om waar ook al jy sit, of wat by die werk is in jou lunchtyd en of jy by die huis sit en of jy dalk op reis is iewers heen en of jy dalk op 'n Sondagoggend hierna luister, dat jy vir 'n paar oomblikke regtig net sal die Here ervaar by jou, want die Here is daar by jou soos wat hy ook hier by my is op hierdie oomblik. En mag jy weet dat die Here ook gereed is om jou aan te raak met sy woord op hierdie oomblik wanneer ons ook daaruit gaan lees. Ons het die voorreg om saam met die Here te lees vandag uit 'n teks in Markus 4 vers 35 tot by vers 41. Nou voordat ons hierdie teks gaan lees, dink ons daaraan dat Jesus besig was met sy bediening in die openbaar en terwyl hy daarmee besig was, het hy bekend geword. Al hoe meer en meer mense het gesien wat hy kan doen, al hoe meer en meer mense het beleef dat Jesus besig is om 'n groot verskil in hierdie wêreld te maak. Hulle het sy wonderwerke gesien, hulle het gesien hoe hy baie mense kos gee op een slag en wou 'n klomp van hulle hom graag gevolg het. En wanneer hy dan in die publiek verskyn het baie mense saamgedrom om hom te aanskou, om te sien wat hy doen en waarmee hy besig is. En wanneer Jesus dan hierdie klomp mense so bymekaar gehad het, het hy baie keer vir hulle geleer in algemene, eenvoudige stories en taal wat hulle in hulle tyd verstaan het. Ons noem dit vandag gelykenisse. Dan het Jesus gegaan en hy het gewone goed wat ons elke dag gebruik en wat meeste mense ken, het hy gebruik om moeilike teologiese sake van die koninkryk mee te verduidelik. En eintlik vir ons te wys dat die koninkryk van Jesus Christus is eenvoudig en dat dit vir almal van ons is. En dit is ook wat ons raak lees in hierdie teks. Jesus kom nou net van die punt af waar hy daar voor 'n menigte mense gestaan het en hulle geleer het en hy het vir hulle gewys hoe ons geloof werk. Hy het vir hulle vertel van die saad wat op verskillende tipes grond val. Saad wat op klipbanke val, of wat tussen die onkruid val, of wat op die harde grond val, of wat op die goeie grond val. En dan het hy ook vir hulle hierdie teks uitgelê en vir hulle verduidelik wat dit beteken. En aan die einde van daardie dag kom hy op hierdie punt waar hy dan ook vir die disippels sê, maar kom ons vaar na die oorkant toe van die see van Galilea. Die see van Galilea, natuurlik 'n redelike groot dam, min of meer soos die Hartbeespoortdam, as 'n mens sy omtrek sou vat, en dit sal jou 'n hele rukkie gevat het om te vaar na die oorkant toe. En laatmiddag sê hy vir sy disippels, dis tyd dat ons oorkant toe vaar, nadat hy heel dag spandeer het, saam met die skare mense daar voor hom. Ek lees vir ons dan die teks daar uit Markus 4 vanaf vers 35 tot 41. Dit sê daar, laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skei waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skeite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skei geslaan, sodat die skei al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot onsag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Ek probeer myself vir 'n oomblik in die skoene plaas van hierdie disippels wat saam met hom in hierdie boot was. En daar's nog 'n paar ander bote wat rondom hulle is wat ook saam met hulle vaar. Almal is moeg na die dag se werk en na die dag se luister wat Jesus vir hulle wys en vir hulle leer. Jesus waarskynlik die moegste van almal, en hy gaan lê agter in die boot en slaap, en terwyl hulle besig is om te vaar, dis laat dag, dis 10:01 besig om al donker te word, steek daar hierdie storm op.
En terwyl hierdie storm woed, raak dit al hoe erger en erger. En die golwe raak groter. En op 'n punt begin die disippels besef, maar ons boot is nie meer goed genoeg nie. Ons boot is besig om water te kry. En ons boot is besig om te sink. Hulle voel dalk, maar ons het gekom by daai point of no return, daai punt waar dit lyk asof die hoop besig is om op te raak, dat ons het gaan maak tot aan die ander kant van hierdie see, terwyl hierdie storm besig is om te woed. En die een wie hulle weet, het geweldig baie wysheid, want hy leer die mense en hy maak hulle gesond. Hy lê agter in die boot en slaap. En dan hoor 'n mens eintlik die angs in hulle stemme wanneer hulle vir Jesus roep en sê, word wakker, sien jy dan nie? Gee jy dan nie om dat ons gaan vergaan nie? Nou natuurlik gee Jesus om. En dan kan Jesus met die spreek van 'n paar woorde, kan hy natuurlik die storm stil maak. Maar dan die vraag aan hulle, waar is julle geloof? Net nou voordat ons begin vaar het ek oor geloof gepraat. Het ek gepraat oor geloof van 'n mosterdsaadjie. Dis die teks wat ons lees net voor hierdie teks. Het ons gelees hoe Jesus vir die mense sê, maar jou geloof moet op goeie grond wees. Wat wortel skiet, diep geanker is, vas kan staan tydens die storms. En hier is ons midde van die storm, en reeds hier is julle geloof besig om te wankel. Jesus vra hierdie vraag, hulle is natuurlik eers met geweldige ontzag vervul, omdat Jesus net kan praat en die wind en die storm bedaar op daardie oomblik, en dalk 'n bietjie verlig dat hulle veilig is, en dat die boot nie meer gaan sink nie. Maar ons leer 'n diep les uit hierdie storie, waar Jesus saam met hulle besig is om te vaar. In hierdie teks kan ons nie anders as om te dink aan die storms wat ons in ons eie lewens beleef nie, en almal van ons het hulle, almal van ons beleef storms in ons lewe. Daar's niemand wat dit vrygespring word nie. Baie keer kyk ons op sosiale media, ons kyk op Facebook of op Instagram, of ons kyk op die TV, en ons sien daar die Hollywood sterre, ons sien daar die mense wat hierdie miljardêers is, en wat verskriklik baie geld het, en baie besittings het, en dan lyk dit so asof die storms in hulle lewe dalk soveel makliker is, as in ons lewens. Maar die realiteit is, storms is in alle mense se lewens. Almal van ons het hulle. En hulle kom baie keer so skielik, sonder dat ons hulle verwag het, net soos in hierdie storie. Hulle sou nie begin vaar het as hulle gesien het daar gaan 'n storm kom nie, maar hulle het begin vaar en skielik het daar 'n storm losgebars, sê die teks. Skielik is dit geweldig. Nou, almal van ons kan terugdink in ons lewens, en dalk gaan jy op die oomblik deur so 'n storm, maar aan daai oomblikke waar dinge net losgebars het, jy het dit glad nie verwag nie, en skielik is dit net daar, en hier is ek nou binne in 'n storm. Dalk is dit finansiële storm, dalk is dit gesondheid, dood, familie, beroep, studies, skool, kinders, dalk is dit jou goedere, daai oomblik wat die kar breek, net wanneer jy dit nie verwag nie, die oomblik wat die geyser bars, en die water stroom by die dak uit, daai oomblik wat jy nie gedink het dit gaan gebeur nie. Storms gebeur met almal van ons, en dit gebeur op tye wat ons dit nie noodwendig verwag nie. Ook op klomp verskillende plekke in ons lewens. En die vraag is dan, wat maak ons binne in daai storms? Wat maak ons wanneer ons sien die water is besig om by die boot in te klim? Wat maak ons op daai oomblik wat ons sien, dit lyk asof ons dit nie meer kan omdraai nie. Hierdie is nou buite ons beheer. Dit gaan nou groter raak as wat ek kan vashou met my 2 hande. Hoe hanteer ons daardie storms in ons lewe? Die vraag is dan, wat is die default waartoe jy teruggaan wanneer dinge moeilik raak? Wat is die anker waaraan jy gaan vashou in jou lewe? Jesus sê vir hulle in hierdie teks, jou geloof moet groter wees as wat jou vrees is binne in die storm. Jy moet aan die Here Jesus Christus vashou. Wanneer die storm besig is om te woed, dan moet jy opkyk en jy moet by die Here gaan troos en rus en wysheid en waarheid gaan vind oor hoe om deur daardie storm te beweeg. Wat die realiteit is, Jesus kyk nie van ver af hoe die storms in ons lewens woed en ons maar probeer om daardeur te gaan en daardeur te kom, en dan sal hy hier van buite af vir ons raad skree van die wal af na binne in ons bote toe nie. Jesus is self binne in die boot saam met ons binne in die storms. Dit is wat Jesus Christus so uniek maak. Dis die feit dat hy bereid is om saam met jou binne in die storm te wees.
om saam met jou deur die uitdaging te beweeg wat jy ervaar in jou lewe. En dan het Jesus natuurlik altyd die vermoë om te spreek en die storm te kan stilmaak. Maak nie saak hoe groot die storm in jou lewe is nie. Maak nie saak hoe ver die storm al gevorderd is en hoe onredbaar die situasie lyk dalk op hierdie stadium nie. Met die krag van Jesus Christus kan ons deur enige storm in ons lewe beweeg. In die middel van die storm moet ons weet dat ons kan vertrou op God se teenwoordigheid. Hy is by ons. Hy is nie ver van ons af nie. Hy is binne in die boot saam met elkeen van ons. Ons kan glo en vertrou dat ons geloof, ons vrees kan oortref. En dis nie altyd die maklikste ding nie. Die vrees is so menslik en dit oorweldig dalk dadelik alles. En miskien is die laaste ding wat jy op daai oomblik aan dink, is die Here. Maar dis dan wat ons met diep asemhaal en sê, nee, vrees binne in my hart. Dit is juis nou wat ek vashou aan die koning wat heers oor die heelal. Want Jesus sal my nie los nie. Dis juis nou wat ek gaan vashou in my geloof. Juis nou wat ek gaan vertrou in die Here met die wete dat hy sal nie laat ek vergaan nie. Hy sal my vashou deur hierdie storm. En dan laaste maar nie die minste nie, die disippels wat staan en kyk hoe dit gebeur, hulle leer iets op daardie dag. Hulle leer iets van wie God is. Hulle leer iets van God se almag, hulle leer iets van God se krag en hulle leer ook iets van hulle geloof in die Here. En dis baie belangrik ook vir die storms in ons eie lewe, dat ons moet leer wat beteken hierdie storm in my lewe. Ons moet terugkyk en vra, wat het die Here gedoen? Waar was God besig? Waar was die Here bedrywig in my lewe binne in hierdie storm? En wat leer hy vir my in hierdie storm? Want op die einde van die dag is storms wonderlike geleenthede om naby aan die Here te beweeg, meer van die Here te leer. En wanneer 'n volgende storm tref, te kan vertrou en te kan vashou in dit wat die Here vir ons in 'n vorige storm geleer het. In die teks wat hierop volg, kom Jesus die volgende dag saam met sy disippels by die oewer aan en daar ontmoet hulle 'n man wat met 'n klomp bose geeste besete is. En dan maak Jesus hom vry en hy maak hom gesond en hy stuur daai klomp bose geeste in 2000 varke in wat dan almal van die kraans af hardloop en verdrink in die water daaronder. En dan kom die mense van daardie gebied en hulle sê Jesus moet eerder weggaan. Nogal 'n kontras met wat hy aan die ander kant van die see beleef het, waar daar skare saamdrom om te hoor wat hy te sê het, om na sy wysheid te luister en na sy leringe. En aan die ander kant vra hulle vir hom, hy moet eerder weggaan. Hulle wil hom nie graag daar hê nie. Maar hierdie man wat Jesus in die krisis van sy lewe gered het, 'n man wat vir jare lank in die berge gewoon het en nie homself was nie, het Jesus kom red. En hy leer iets daaruit. Hy leer dat hy vir mense moet gaan vertel wat Jesus vir hom gedoen het. En ons kan ook by hom leer dat wanneer ons deur storms in ons lewens beweeg het en ons sien wat die Here vir ons doen, dan moet ons ook dit met ander mense gaan deel. Want ons stories inspireer ook ander mense om ook in hulle storms aan die Here vas te hou. Moet nooit die krag van jou storie saam met Jesus onderskat nie. Deel jou storie met mense. Vertel vir mense wat Jesus vir jou gedoen het in jou lewe, toe jy deur 'n storm gegaan het, sodat ander mense ook daarby kan leer. Laastens is daar in hierdie teks vir ons ook 'n baie belangrike les om te leer, is dat wanneer ons in ons lewe storms beleef, moet ons nie net op daai oomblikke vir Jesus wakker maak en sê, Jesus, hier is ek nou in 'n storm, u moet my kom help nie. Ons moet derentyd afhanklik leef van die Here. Want die realiteit is of ons in 'n storm is en of ons deur 'n baie mooi sonskyn oomblik in ons lewe beweeg, ons is diep afhanklik van die Here Jesus Christus. En daarom kan ons nie vir Jesus net wakker maak wanneer ons deur 'n storm gaan nie. Ons moet vir Jesus altyd dien, die hele tyd by ons hê, altyd opkyk, altyd na sy raad soek en na sy wysheid soek. Ons kan nie vir Jesus parkeer wanneer dit goed gaan en dan weer wakker maak die oomblik wanneer ons deur storms gaan nie. Jesus se teenwoordigheid in ons lewe is deurgaans. Ons is deurgaans afhanklik van hom. Maak nie saak hoe goed of sleg dit in ons lewe gaan nie. En daarom is dit baie belangrik dat ons deurgaans die Here dien en dat ons deurgaans besig is met Jesus en ons verhouding met hom ook in ons lewe.
Die disippels het 'n oomblik beleef hier waar hulle geloof nie baie groot was nie, en ons almal het ook daardie oomblikke, en ons weet dat Jesus ons ook daarvoor vergewe. Maar ons kyk terug na die storms, en ek daag jou uit om ook nou te dink aan die storms wat jy al in jou lewe ervaar het, en dalk ervaar jy nou 'n storm in jou lewe. En dan wil ek jou aanmoedig, kyk op, weet dat die Here is by jou, weet dat die Here is daar, dat die Here is gereed om ook jou deur hierdie storm te lei, en saam met jou te kom by die punt waar die storm weer stil is. Dat Jesus saam met jou binne in daardie bootjie sit, en dat jy hieruit ook kan leer, en dit met vrymoedigheid met ander mense kan gaan deel. Mag dit ook jou ervaring wees, dat jy naby aan Jesus is, ook in die storms van ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie Here vir die wonderlike boodskap wat ons vandag uit Markus 4 uit kon leer, dat ons almal soms storms in die lewe ervaar, en dat ons almal se lewensbootjie baie keer so woes rondgeruk word en water invat, en dat dit lyk asof ons gaan sink. Maar Here, dan weet ons dat U is saam met ons in daai boot. Ons is nie alleen nie, al voel ons hoe alleen, U is altyd by ons. En dan is ons gebed dat U ons sal help, dat ons sal onthou in daardie oomblikke om ons geloof bo ons vrees te stel. Om eerstens te sê, ek is 'n kind van die Here. Ek is afhanklik van die Here, en Hy is by my, en Hy sal my lei en my leer en my dra deur hierdie uitdagende tye, totdat ons weer by die punt kom waar die storm stil is. En help ons dan op daai oomblik, Here, om terug te kyk en te sien wat U alles vir ons gedoen en beteken het, maar ook baie spesiaal te gaan vertel en te gaan deel met ander mense. Met die wete dat ons stories is ook daar om ander mense te lei en te inspireer, om ook in hulle stormtye aan U vas te hou. Help ons ook, Here, om derentyd te weet hoe afhanklik ons van U is, nie net in die stormtye nie, maar ook in die goeie tye is ons so afhanklik van die Here. Help ons om ook in daardie tye net voluit aan U vas te hou. Dankie Here dat ons hierdie laaste stukkie van 2025 ook aan U kan opdra. Hierdie laaste kwartaal sal U gee dat dit sal goed gaan met die skool en met die matriek eindeksamen en met alle ander eksamens en almal wat op universiteit is, almal wat afsluit by die werk, almal wat klaar maak vir die jaar. Here, wil U gee dat dit 'n geseënde tyd vir elkeen van ons sal wees. Gee vir ons nuwe krag elke dag om voluit vir U te gaan leef. Ons bid dit in die heilige naam, Jesus Christus, ons koning en ons Here. Amen. Vriende, ek deel graag met julle ook 'n paar aankondigings vandag. Eerstens het ons geleentheid om die Here met ons dankoffer te dien. En baie dankie vir elkeen van julle wat dit ook getrou gee. Kom ons gee vir die Here soos wat hy ook op ons hart lê. Dan verwelkom ons vir Dominee Cornel Viljoen en sy gesin by ons gemeente. Ons het die intree preekgeleentheid die 19de Oktober en ons is opgewonde om ook saam met hom te werk en te sien hoe die Here ook deur hom en sy gesin kom bedien hier in ons omgewing. Ons sê vir hulle baie welkom by ons gemeente. Daar's 'n pitkos geleentheid donderdag 16 Oktober om 7:00 die aand en die tema daarvan is ek sorg vir jou. Vir die vroue wat dit altyd bywoon, julle is meer as welkom, en as jy dit graag wil bywoon, jy kan net opdaag, kom neem deel, dis in die gemeentesentrum by Luxmundi, kom woon dit gerus by. Dan is daar 'n vroue kuier geleentheid die 18de Oktober, is 'n wonderlike geleentheid wat beplan word, en as jy meer inligting daarvan wil hê, kan jy vir Eileen kontak, haar nommer is op die skerm, of jy kan daardie QR code scan as jy graag wil bespreek. En so ook met die maandelik mark wat die 31ste Oktober is. Dis so van 04:30 die middag af tot 9:00 die aand, 'n tipiese night market waar ons padkafee het, baie lekker hamburgers en kos te koop het, maar ook 'n klomp stalletjies op die terrein gaan hê. Woon dit gerus by en kom deel sommer net in die vreugde daarvan om in die somer ook in die aand lig wonderlike tyd as 'n gemeente saam te kan kom hê. Dan het ons een sterfte ook in ons gemeente, Louis de Bruin se pa is oorlede. Kom ons dink ook aan hom en sy gesin in hierdie uitdagende tye. Vriende, dis my gebed dat jy werklik sal ervaar dat die Here by jou is. Maak nie saak hoe dit met jou vandag gaan nie. Maak nie saak waar jou bootjie besig is om te reis nie, of dit op die mooiste stille waters is, en of dit dalk deur die moeilikste stormwater is. Die Here is by jou. En hy staan gereed om jou ook te seën en te beskerm, jou te lei en te leer in die waarheid, en weet dat jy enige tyd
vir Jesus kan roep. Hy is by jou. Amen.